Baie welkom. Welkom by ons aanlyn diens. Jy is hier by Lewende Woord Parel ingeskakel. Ons is 'n Afrikaanse charismatiese gemeente. As jy nog nie was, kom kuier by ons. Ons is hier by 6 Meelstraat in die Parel, opgewonde om jou hier te sien. Dis my gebed dat die Here jou regtig seën. Seën deur die woord. My gebed dat jy 'n rema transformerende woord ontvang. Geniet die diens. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the
You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Die tyd is amper hier vir Lewende Woord Parel se feesmark. Jy en jou gesin, familie en vriende word uitgenooi om die dag saam met ons te kom geniet. Kom ontspan en kuier lekker saam en word vermaak deur ons gaskunstenaar Hugo Nieuwoud. Vele aktiwiteite vir die jongspan, van gesigverf tot boontjiesak gooi, springkastele tot slip and slides. Wees waghalsig en durf die danktank aan. Of wie weet, miskien kan jy selfs aangewys word as die feesmark se skyfskietkampioen. Kom wees gesellig en smil aan die heerlike verskeidenheid kossoorte. Die Lewende Woord Parel se feesmark vind plaas op 11 November 2023 by die SPCA Parel se perseel vanaf 8:00 die oggend tot 3:00 die middag. Kom, ons vier fees. Ons sien jou daar. Hierdie week was ek op 'n kursus aangebied deur die WKOD waar hulle gefokus het op die grondslagfase. Dit is haar eerste 4 jaar wat die kind op skool is. Die groot fokus wat hulle daar gesê het is as daai boustene, die fundament, nie reg gelê is nie, die kind van die res van sy skoolloopbaan probleme sal ervaar. En dat hulle dit 'n prioriteit gaan maak in die onderwysdepartement. So begin ek toe te dink aan die boustene van ons kinders se geestelike ontwikkeling. Dat ons by die kerke daai kinders bou op vaste grond. Die Here lê die vaste grond, 'n vaste fundament wat vir hulle die res van hulle lewe sal dra, waarop daar gebou kan word. Ek lees gou vir julle 'n gedeelte uit 1 Korintiërs 3 vers 10. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is deur Jesus Christus. Ek nooi almal uit in die kerk, as die Here met jou praat, om bouers te kom raak. Bouers van ons kinders en te kom help om die fondasie reg te lê. Kom wees my kinderkerk juffrou. Familie, vriende, baie welkom. Welkom by ons aanlyn diens, opwindende oggend. Ons kyk na engele, ons gaan vinnig kyk na die demoniek, hoe dit werk, maar meer glo ek die Here wil jou bekragtig, sodat jy 'n begrip het van hoe die geesteswêreld werk. Die geesteswêreld is nie lekraak nie, dit werk volgens reëls. Jy het al baie gehoor dat ek vir jou gesê het, daar is sekere principles, daar is sekere wette, en die geesteswêreld is ingerig volgens daai wette. Hoe werk engele?
Hoekom stuur die Here partykeer engele? Hoekom gebruik hy engele? Hoekom doen hy nie dit sommer self nie? Hoekom sien ons engele en die hemel kom bonatuurlik vir sommige deur en vir ander nie? Hoe werk die geestesrelm? Baie van ons dink dat die Here soewerein kraak goed doen soos hy goed dink en dit is net random, né? En die Here is soewerein en hy doen soewereine goed in jou lewe. Maar meeste van die kere moet ek en jy bid en ek en jy moet onsself posisioneer sodat die hemel kan manifesteer. Jy is sout en lig, jy het 'n rol te speel. Ons sien dit deurgaans deur die Nuwe Testament. Dat apostels uitgaan, mense genees in Handelinge 14, ek het nou net gelees, in Handelinge, is dit 14, ek gaan kyk hierso, Handelinge 14 vers 10. Paulus sien 'n man en hy sien dat hierdie man geloof het om genees te word en Paulus lê hande op die man en die man genees. Of hy lê nie hande op, hy sê actually net vir die man, staan op en gaan. Nou as Paulus nie daar was nie, as Paulus nie in daai situasie was en nie onderskei het, die Heilige Gees hom nie gewys het dat hierdie man geloof het nie, hoe sou daai man geloop het? Daai man sou nie geloop het nie. Kyk, ek en jy wag vir die soewereine hand van die Here in situasies, terwyl die teenoorgestelde waar is, die Here wil jou gebruik. Mag jy besef, mag jy vandag bekragtig word met 'n begrip van hoe die geestesrelm werk. Dat dit nie net eenvoudig is, die Here doen daai ding en die Here doen daai ding nie, maar dat jy jou posisie as kind op hierdie aarde moet inneem. Dat jy moet regeer oor die skepping. Dat jy moet vas en dat jy moet bid sodat die hemel, dat die Here se wil kan manifesteer in mense se lewens, sodat siekes genees kan word, sodat mense bevry word van die demoniese, sodat hulle wat nie die goeie nuus het nie, dit kan hoor in die naam van Jesus. Here, ek dank U vir vanoggend. Ek dank U vir hierdie woord, hierdie uplifting woord, hierdie exciting woord. Ek dank U vir 'n woord wat energie en dat U mense wakker maak vir die opwinding wat daar is in die geestesrelm. Ek loof en ek prys U naam. Amen. Amen. Ek praat die ander dag met 'n vriendin en sy na man, haar man raak so vies vir haar want voor hulle gaan slaap begin sy intersessie doen. Dan sal sy vir 'n halfuur bid en dan raak hy aan die slaap en dan sê hy vir haar, luister, hoekom bid jy so lank? Die Here weet mos wat jy nodig het nog voor jy hom vra. Hy haal 'n teks aan, Matteus 6. En die Here is besig om te teach. Hy praat van die ongelowiges wat baie woorde gebruik en hy sê moenie soos hulle wees nie. Moenie soos die ongelowiges wees want dink hulle gode hoor hulle as hulle baie woorde en sekere formule en vorm gebruik nie. Moenie so wees nie. Jou Here weet wat jy wil hê nog voordat jy hom selfs vra. Dit beteken nie jy moet nie vra nie. Daar's baie ander tekste wat sê jy moet vra, jy moet aanhou. Jy moet aanhou in smeking en gebed en in danksegging vir die Here. Vra vir goed. Wat Matteus 6 ten doel het, is om jou hart te laat verstaan. Jy het 'n goeie pa. Jy het 'n plek, jy het 'n posisie in jou pa se huis. En jy hoef nie formule, skynpatrone te gebruik om hom te oortuig, om vir hom sekere woorde te gebruik en sodat 'n gebed effektief is nie. Nee, dit kom uit 'n intieme verhouding. Pa, seun. Pa, dogter. Dis wat Matteus 6 ten doel het, om jou te posisioneer in jou pa se huis, sodat jy nie bang is nie, sodat jy nie weeskind is nie, dat jy weet jy het 'n pa wat vir jou voorsien. Nou maar my vriendin, my vriend se vrou, sit in die bed en sy het hierdie behoefte, hierdie inkling, hierdie burden om langer te bid en om intersessie te doen. Nou is dit verkeerd, is dit teen Matteus 6? Nee. Ek sê toe vir hulle, en ek wil vir jou vandag sê, dit hang af waarmee jy besig is. Is jy besig om in jou binnekamer met jou pa in liefde te fellowship? Waar jy net vir hom sê, pa, dis my behoefte, ek het U lief, dankie dat U daarin voorsien. Dan is jy besig om jou hart uit te giet in 'n persoonlike, very personal dialoog met die Here. Maar wat my vriend se vrou gedoen het, is nie dit nie. Sy bid tot die Here, ja, maar sy doen intersessie. Daar is 'n verskil. En wanneer ons intersessie doen, dan is die lengte en die fervency van die gebed belangrik. Daar kom 'n burden op iemand, die Here rig iemand op om te bid vir 'n situasie. Hoekom? Sodat hemel kan manifesteer. Ek en jy moet op tye, moet meeste van die tye, intersessie doen. Ons moet aanhou bid, ons moet aanhou klop, ons moet aanhou vra, totdat die hemel manifesteer. Op 'n stadium sê Jesus, klop
en dit sal oopgemaak word, soek en jy sal vind, vra en vir jou sal gegee word. In die Grieks daar, dis 'n continuous tense, dit sê, hou aan klop, hou aan vra, hou aan soek, tot wanneer, tot hoe lank moet ek aanhou vra, hoe lank moet ek aanhou klop, hoe lank moet ek aanhou soek, totdat jy vind, totdat die deur oopgaan. Dis hoe lank. En ek het 'n vermoede daai het dit te doen met iets deurbid, met iets inbid, 'n burden kry, jouself posisioneer in geloof en sê, Here, ek sien wat U sê, hierdie situasie lyk nie so nie, met ander woorde, ek staan in geloof, ouens, ek staan in geloof, dis wat ek en jy doen op hierdie aarde, in geloof, doen ons, bid ons, posisioneer ons onsself, sodat hemel kan manifesteer. The currency of heaven is faith. Without faith it is impossible to please God. Jy moet in geloof beweeg. Paulus, Handelinge 10, ek gaan dit nou weer lees. Hy sien 'n man, hy sien dat daar geloof in die man se hart is en hy beweeg. En hy sê, staan op in die naam van Jesus. Hy sê iets in 'n situasie wat waar is in die gees. So ek gaan dit beter stel, soos in die hemel, so op die aarde. Ons het al baie gesê in hierdie gemeente. Soos in die hemel, so op die aarde. Hier is 'n situasie, ek sien daar's geloof, sodat hemel kan manifesteer, en ek release 'n woord. Staan op in die naam van Jesus Christus van Nasaret. En hy staan op. Johannes en Petrus doen dieselfde. Ek en jy is hier om woord te release. Ons is hier om hande op siekes te lê. Ons is hier om sout en lig te wees. Sonder my en jou gaan die Here se soewereine hand dit nie net noodwendig doen nie. Hy wil vir my en jou gebruik. Hou op sê, hou op dink in terme van, hoekom laat die Here dit toe? Die Here is die een in die game, is die een in die oorlog, is die een wat teen die vyand kom. Daar is 'n nuwe persepsie, 'n nuwe paradigma wat ek vir jou wil gee. Moenie na die wêreld kyk en sê, daar gebeur 'n ding, dis seker die wil van die Here, daar gebeur 'n ding, dit was seker nie die wil van die Here nie. Daar gaan 'n deur oop, dis seker die wil van die Here, daar gaan 'n deur toe, dit is seker nie die wil van die Here nie. Die Here is nie in die game om 'n doorman te wees nie. Hy maak nie deure oop en deure toe nie. Die lewe, die wêreld is baie meer kompleks as dit. Baie meer kompleks. Daar's 2 boeke wat ek regtig wil hê jy moet lees. En dis ekstra Bybels, né? Maar daar's salwing op hierdie boeke. Of ten minste, dis goeie geskrifte. Dis goed geskryf. Een is geskryf deur C.S. Lewis. C.S. Lewis se Screwtape Letters. Ek dink Screwtape Letters of Screwtape Letters. Kry dit, okay? Jou eerste boek op Audible is verniet, gaan sign op. Dis daar, Screwtape Letters. Ek het dit al 5 keer geluister. En dit gaan oor 2 demone wat met mekaar praat. Pieter, hoekom wil ek sulke nonsens lees? Dit gee vir jou 'n blik, 'n insig oor 'n man se persepsie van hoe die geesteswêreld werk. Dit is nie skrif nie, dis nie anointed dalk nie, maar hoor, dit gaan vir jou 'n begrip gee van die kompleksiteit van die geesteswêreld. Dat daar trawante van die vyand is wat oorlog voer vir jou siel, oorlog voer vir jou denke. En aan die ander kant is daar engele. Hulle voer oorlog teen die donker vir jou siel en vir jou denke, vir jou sinne, vir hemel om te manifesteer of vir die hel om te manifesteer. Vir vrees om te domineer in 'n persoon se plek, in 'n persoon se lewe, in 'n persoon se situasie, in 'n persoon se sinne, in 'n persoon se verhouding, of vrede, liefde en selfbeheersing. En dit is so in die mikro, in 'n persoon se lewe, dit is so in 'n land, dit is so kosmies, dit is so... Dink aan Rusland, of dink aan China, waar sosialisme ingekom het, en miljoene mense doodgemaak is. Wil jy vir my sê die engele het oorwin daar, die Here het oorwin in daai land? Of was daai 'n beweging van die vyand? Daai was 'n beweging van die vyand. Daai was 'n beweging van die vyand. Dit was nie die beweging van die soewereine hand van die Here om miljoene mense dood te maak nie. Dit was 'n beweging van die vyand. En die vyand het vir 'n tyd oorheers in daai plek. Daarom het miljoene mense dood gegaan. Wie was agter Hitler? Wie was agter Hitler? Die Here? Die hand van die Here? Nee, demone.
Daar is 'n donkerte en daar's 'n lig en daar's 'n oorlog. Ek wil vir jou 'n nuwe paradigma gee. Ek wil vir jou laat verstaan dat daar 'n plek is waar jy moet intersessie doen. Esther, sy vas 3 dae lank, water en kos, sodat wat? Sodat die hemel kan manifesteer. En Israel word gered. Daniël vas 21 dae, sodat wat? Sodat hy kan ontvang van die Here, sodat Gabriël met hom kan kom praat. Ek gaan nou in detail ingaan daar. In Getsemane sê Jesus, julle kon nie eers 'n paar uur saam met my waak en bid nie. Daar's 'n plek waar jy ure waak en bid, sodat hemel kan manifesteer. Here, u weet in elk geval wat ek nodig het vandag. Amen. Daar's 'n tekst in James. Dit sê, that the effectual, fervent prayer of the righteous, this avails much. Die wat? The fervent, effectual prayer of the righteous avails much. Die Afrikaans, ek moet gedink, die Afrikaans sê, die passievolle gebed van die regverdige is kragtig. Ek gaan nou kyk wat die Nuwe Lewe sê. The effectual, fervent prayer. Fervency, passievol, passie, kragtige, nee, gebed. Nou, voor jy gaan slaap, Here, help tog daai en help daai en help daai en, daai kanker help baie en baie. Amen. Nee, dis nie 'n fervent prayer nie. Dis nie om jouself te posisie in 'n burden te ontvang en iets in te bid en iets deur te bid en te klop en te vra en te soek totdat jy vind nie. Totdat die deur oopgaan nie. Ons het die ander dag 'n war room waar ons 4 ure lank intersessie doen vir 'n persoon. Dis die tweede war room wat ons doen. Hierdie keer het ons vir 'n persoon gebid met kanker. Fase 4 kanker. Nou ek het 'n woord van die Here, ek weet hierdie is nie 'n home calling nie. Die persoon behoort nie nou al te sterf nie. Wanneer ons sê home calling, sê ons die Here roep hulle huis toe. En die woord het uitgegaan oor hierdie man, dat dit nie 'n home calling is nie, hoor my. Dat die perfekte wil van die Here is om hierdie man te genees. Dat die Here ons oproep om te vas, te bid, onsself te posisioneer totdat genesing manifesteer. Weet ons aldag hoe dit gaan lyk? Ons weet nie. Smith Wigglesworth lê op sy doodsbed. Almal het vir hom kom bid. Hy begin dink, hy gaan dalk doodgaan. Hierdie is 'n home calling. Toe, nadat almal gebid het, kom maar een man, gelei deur die Gees van God, in sy huis in, 'n vreemdeling. Hy lê hande op Smith Wigglesworth, die bekende apostle of faith, en hy word genees net daar. Jy weet nie wie die Here roep om gehoorsaam te wees in 'n situasie nie, maar begin jouself posisioneer. My voorbeeld in Handelinge 14, Paulus was in 'n situasie waar hy geloof gesien het, en hy sê, staan op en loop. Vir hemel om te manifesteer, moet ek en jy beweeg, moet ek en jy vas, moet ek en jy bid. Verstaan dit? Verstaan dit, daar's 'n burden. Intercessors weet, dat daar soms baie, seker een keer 'n dag, as jy regtig sensitief is, en hoe meer sensitief jy raak, hoe meer raak jy bewus van wat die Here wil doen in 'n situasie. Hoe minder sensitief jy is, hoe minder kom jy agter. As jy regtig nie sensitief is nie, dan is dit die soewereine hand van die Here. Dan gebeur daar 'n ding en daar gebeur 'n ding. Maar as jy press in en jy raak meer sensitief en jy raak al meer sensitief, begin jy agterkom, Here, u gee my 'n burden vir hierdie persoon. Ek dink ewe skielik aan hierdie vriend van my. Here, dankie dat ek nou vir hulle kan intree. En daar's 'n burden, daar's 'n gewigtigheid. Daar is 'n las. En ons hou aanbid, en ons hou aanbid, en ons hou aanbid, en ons hou aanbid, en ons hou 'n release. Dan is daar release. Jy is baie bekommerd oor baie goed, laat daai jou las raak vir gebed. Dat daai kommer kan lig, dat daai burden kan lig. Tannie Joey, nou van julle wat vir Tannie Joey ken, sy is nou nie een om goed. Sy gaan nou nie goed aandik nie, né? Sy gaan nie goed opmaak en storieetjies vertel en stalkies vertel nie, glad nie. Laas Sondag gaan die krag af, onthou julle dit? En die aand voor dit, dis net voor die war room, dis net voor ons vir hierdie man gaan bid met kanker. Die aand voor die tyd word aan die Joey 3 uur wakker gemaak, 2 uur, 3 uur wakker gemaak, en sy lê uur voor die Here, en Heilige Gees sê vir haar bid, dat ek vir jou sal gee die gawe van genesing. En sy lê net so op haar bed, hande oop, of op die vloer, ek is onseker, en sy bid vir 'n tyd, vir 'n uur plus,
totdat die burden wat daar is, die Here sê, bid. Hierdie is nie McDonald's nie, dis nie 'n drive-thru nie, jy bid tot die burden lig, totdat dit wat nodig is, die gebede opgegaan het, sodat die hemel kan manifesteer, en sy ontvang die gawe van genesing. Die volgende dag sit sy langs die persoon, vir wie sy moet bid, sy weet is hy, en sy vra die Here, Here, ek wil nou vir hom bid, daar's 'n burden om vir hom te bid, daar's 'n burden om vir hom te bid, en die krag gaan af, en die krag gaan af, kan die Here nie maar ander maniere gebruik het, maar in elk geval, die krag gaan af, en sy weet, nou moet sy bid, en sy het hierdie baie unieke situasie, waar die diens ewe skielik stop, en sy weet, sy moet vir hom bid, en sy bid vir hom, en sy sê, amen, en die krag gaan aan. Die Here kan ook weakness, soos krag wat afgaan, omdat 'n pastoor nie gedink het aan krag nie, dit gebruik. Maar 'n vrou moes die aand voor die Here lê. 'n Vrou het gekies om minder te slaap en voor die Here te lê vir 'n gawe. Is dit toevallig dat daai einste man die volgende dag langs haar sit? Ons was laasweek 165 in hierdie gebou. Net adults, 165. By the way, ons kort 'n nuwe gebou. Die Here weet, ons staan vir 'n woord vir 'n nuwe gebou. 165, as jy 'n boer is, of jy is 'n man van invloed, en jy wil 'n hektaar net weggee, ons is hier om 'n hektaar grond te ontvang. Ons sal 'n kerk bou op daai hektaar grond. En sy lê hande op daai man. En hy sê vir my, iets het geshift van daai dag af. Van daai dag af weet hy dat die Here hom wil genees. Nie iemand anders nie. Hy het geloof gehad vir 'n ander een. Hy het geloof gehad vir daai ene, daai persoon in Brazil, en daai een op die TV, en dalk sy familie en sy vriende, maar nie vir hom nie. Daar was 'n lek, wanneer dit gekom het, sal die Here dit vir my doen. En hy sê, daai ding het geshift. Dit was net voor die war room. Sien jy hoe die Here mense roep, situasies skuif, deur gebed, deur geloof, sodat hemel kan manifesteer. Ek hoop jy verstaan. Die geesteswêreld is een van oorlog oud. Dit is nie een van lekrake toeval nie, dit is een van oorlog. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Daar's 'n rede hoekom, wanneer Josua die engel buite Jerigo sien, die engel van die Here het hy 'n swaard. Engele het baie keer swaarde, daar's iets soos oorlogsengele. Hoekom sal daar oorlogsengele wees? Daar's oorlogsengele want hulle moet beklei teen die demone, want hulle moet beklei teen die donker. Openbaring sien ons hoe Michael en sy engele oorlog maak teen die draak en sy engele. In Daniël 10, en dis ons hoofteks Daniël 10, gaan ek hierdie konsep vir jou oopbreek. 'n ander boek wat jy asseblief moet lees, so saam met C.S. Lewis se Screwtape Letters, kuier asseblief Frank Peretti se This Present Darkness. Ek sê vir jou regtig, daar is 'n salwing op daai laasgenoemde boek. This Present Darkness. En ek en jy het 'n beter begrip nodig van hoe ons gebede en die vas en gebed wat ons doen engele bekragtig. Nou kry nou hierdie boek, Frank Peretti se This Present Darkness. Die titel kom uit Efesiërs 6 vers 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this present darkness, of this dark world, against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Ons oorlog is nie teen vlees en bloed nie, dis nie mens teen mens nie, daar is 'n donkerte, daar is principalities, powers, evil forces in hemelse plekke, in die tweede hemelse dimensie, wat invloed uitoefen op die aarde, wat invloed uitoefen op die konings van die aarde en mense op die aarde. En ek en jy, ons oorlog teen hulle. Ons maak oorlog teen hulle. Die Here se engele, wanneer ons bid, wanneer ons vas, word gebied aangaande ons en aangaande die wil van die Here in 'n land, vir 'n mensegroep, vir 'n gemeenskap, regtig, vir 'n persoon se veiligheid. Regtig. Hoekom manifesteer die bonatuurlike soms? Lekraak, want dit is die soewereine hand van die Here? Nee, want mense bid. Want daar het gebed opgegaan van 'n ouma waarvan jy nie eens weet nie. Want 'n persoon het dalk 'n burden gekry vir jou en hulle het begin bid vir jou en die hemel het begin manifesteer rondom jou. En jy dink dit is omdat jy so oulik is en jy dit verdien omdat jy so goed doen en die Here reward jou want jy is so mooi en goed. Nee, dis omdat jy 'n ouma het wat jy van vergeet het wat haar knie deurbid vir jou of 'n mamma. Amen. Dis oorlog, geestesrelm is oorlog. Ek wil vir jou ons hoofteks lees uit Daniël 10, 'n besonderse gedeelte en mag iets net klik wanneer ons na Daniël 10 kyk by jou.
Ek het dit reeds voorgelees. Daniël 10. Daniël 10 vers 11 uit die Nuwe Lewende Vertaling. Daniël het vir 3 weke gevas en na die 3 weke het Gabriël aan hom verskyn met 'n woord van die Here. Hy het vir my gesê, Daniël, man wat God baie lief het, luister aandagtig na wat ek vir jou sê, staan op jou voete, ek is na jou gestuur. Toe hy dit vir my sê, het ek al bewend regop gaan staan. Hy sê toe vir my, moenie bang wees nie, Daniël, jou gebed is al reeds verhoor, toe jy begin soek het na antwoorde, en tot jou God begin bid het daaroor. Ek het gekom in antwoord op jou gebed. Die aanvoerder van Persiese koninkryk het my 21 dae lank teengestaan. Michael, een van die belangrikste leiers, het my te hulp gesnel. Ek het hom daar gelos by die aanvoerders van Persië. Wat 'n fascinerende teks. Ek het lanklaas so 'n cool gedeelte gesien. Klink soos iets uit 'n fantasy novel, né? Ek wil nou 'n paar goed kyk. Daniël sê, Gabriël verskyn aan Daniël. Maar Gabriël sê, dis die tweede keer wat dit gebeur. Die eerste keer het Gabriël dadelik gekom. Daniël vas, hy bid en Gabriël verskyn aan hom en hy gee 'n woord van die Here, hy gee hom 'n visioen. Die tweede keer vat dit dae, dit vat 'n paar weke. Maar toe Gabriël uiteindelik na 21 dae kom, sê hy vir Daniël, ek het dadelik gekom, ek is gestuur die oomblik wat jy gebid het. Jy geweet wanneer jy bid word engele gestuur dadelik. Engele word gestuur wanneer jy bid. As jy sê, Here, dankie dat U engele opdrag gee aangaande my, kom maar engele. Wanneer jy bid dat engele jou babies beskerm, dan is daar engele. Dis nie sonnaarskool hierdie nie, hierdie is real. Ek sê vir jou, en I am not given to soulish opmaak twak nie. I have a critical spirit. Ek analyseer goed en maak seker is waar. Maar die laaste ding wat ek wil doen is om 'n woord te gee of goed te doen of te beweeg in die gees as dit 'n soulish fantasy is of 'n opmaak 'n game is. Ek sê vir jou, ek het al engele gesien. Ek sê vir jou, ek het al engele gesien met my oë oop. Ek het al die demoniese gesien soos dit. Ons is omring met 'n geestesdimensie. Dis letterlik net hier. En baie van wat ons voel, van wat ons beleef, siektes wat ons ervaar, is geestelik van aard. En in dit het die sielkunde en die sekulêre en die materialis het hy eenvoudig geen insig nie. Hy het geen antwoord vir die geestelike nie. Dit is hoekom die kerk en ek en jy vandag sout en lig moet wees in 'n wêreld wat vergaan, omdat hulle nie begrip het, kan onderskei van wat in die geestesdimensie aangaan nie. Okay, as 'n kar breek is nie noodwendig 'n demonie. Wil jy nie, die pendulum moet nie te ver swaai nie. Jy moet onderskei in die gees. Jy moet onderskei oor die kar breek vanweë die wet van thermodynamics. Things break down on this earth. Maar as iets 'n geestesoorsprong het, 'n siekte, 'n depressie, goed soos dit, dan moet ek en jy onderskei en ons moet kan hanteer. En vandaar het ek en jy nodig om die gees te kan sien in 'n situasie in, sodat as dit demonies is, kan ek en jy dit hanteer, want ons het die autoriteit, dis nie 'n kwessie nie. Die wêreld is honger vir my en vir jou, om te manifesteer as seuns en dogters van die Here op aarde, wat in krag beweeg. Daar's 'n teks in Romeine, the whole earth groans for the manifestations of the Son, manifestation of the sons of God. In Daniël 10 sê Gabriël, die tweede keer toe jy gebid het, het ek dadelik gekom, but I was kept, ek is gekeer deur die prins van Persië. Wat? Die prins van Persië, het klink so 'n videogame, en 'n fliek. Die prins van Persië is 'n demoniese entiteit in die tweede hemel, oor Persië op daai stadium. Die prins, so dis 'n redelike senior demoniese mag, is 'n krag in hemelse plekke waarvan Paulus praat, en hy keer toe vir Gabriël. Nou het jy al gesien, as jy 'n Toyota Hilux teen 'n Toyota Hilux sit, en is dieselfde model met dieselfde krag, en jy bind hulle aan mekaar vas, hulle begin teen mekaar trek, dan gebeur daar niks, né? Hulle is ewe sterk. Maar as jy nou 'n Ford daar sou sit, en die Toyota Hilux daar sou sit, en dan trek, dan, ja, laat ek maar nie sê wie sal wen nie, maar dan sal een party die ander party wegtrek, want een se torque is hoër, en hy is 'n sterker enjin.
Hier sien ons, Gabriël word gebied uit die derde hemel uit, deur die Here, om na die eerste hemel toe te gaan, of die aarde toe te gaan, na Daniël, om 'n woord te gee vanuit die hemel. Maar soos hy gaan, in die tweede hemel is daar krag, 'n power, 'n demoniese krag, 'n donker krag, wat vir Gabriël stop. Hoekom het dit die eerste keer gebeur hê? Die vyand is nie alwetend nie. Maar toe daai eerste keer, toe Gabriël 'n besonderse woord vanuit die hemel vir Daniël gee, toe is daai Daniël op die radar van die vyand. En toe word iemand gestuur om te blok. Gabriël word 'n tweede keer gestuur, hy word gekeer deur die prins van Persië. Daniël vas, Daniël bid, vanweë Daniël se vas en Daniël se bid, word Michael, die oorlogsengel, gestuur om vir Gabriël die engel te help. Het klink soos fantasie, dis in jou Bybel. Hoe weet ek en jy nie hierdie goed nie? In Handelinge 10, in Daniël 10. Michael is sterk genoeg, Gabriël sê daar's niemand anders wat saam met my beklei nie. Niemand anders is sterk genoeg om teen die prins van Persië te kom nie, maar Michael kon. En Michael kon teen hom beklei. En dit het my hande losgemaak om na jou toe te kom om die werk van die Here te doen. Die demoniese kan en wil die werk van die Here op aarde keer. Dit is my en jou taak om te vas, te bid, onsself te posisioneer in geloof, sodat die hemel kan manifesteer, sodat engele hulle taak kan doen. Frank Peretti sê, This Present Darkness beeld dit so goed uit, hoe ek en jy bid, hoe ek en jy vas, bekragtig die hemel. Meer spesifiek bekragtig die werk van die engele. Ouens, engele is maar net 'n extension van die Here se wil. Hy gebruik die engele. Wanneer engele goed doen, wanneer engele ons beskerm, beskerm die Here ons. Ons aanbid nie engele nie, en ons praat nie met engele nie, ons gebied nie engele nie, die Here doen, ons bid tot die Here, en ons sê, Here, dankie dat U engele opdrag gee. Mag 'n engel in jou droom in jou verskyn en iets met jou deel? Ja, natuurlik. Is dalk buite die norm? Ag, mag dit nie buite die norm wees. Jy weet, in Handelinge, Petrus is in die tronk, hulle bid vir Petrus, Petrus kom los. Toevallig nie, want mense bid vir Petrus. Hy klop aan die deur en almal in die huis sê, dit kan nie Petrus wees nie, want hy's in die tronk, ons bid vir dat hy release word, maar ja, ons weet, tot 'n mate glo ons in daai manifestasie nie, maar ons hou aanbid, en, wat is die reaksie? Dit kan nie Petrus wees nie, hy's in die tronk, is seker sy engel. Vir die vroeë kerk was dit baie normaal om engele te sien, en hulle het verwag dat engele gebied word, wanneer hulle bid. Baie cool. So ek hoop jy verstaan, in Daniël 10 word hierdie ding baie, baie mooi uitgebeeld. Ek en jy is anders vandag, ons is Nuwe Testament gelowiges, ons die Heilige Gees in ons, wanneer ons met die Here wil praat, moet dan nie 'n engel kom en 'n woord van die Here bring nie, dit kan nog gebeur, dit gebeur steeds. Maar is dit nie noodwendig nodig nie, want jy het die Heilige Gees in jou, jy word gelei deur die still small voice, die Here leef in jou, hy praat direk met jou. Daar hoef nie 'n woord te kom van die derde, deur die tweede hemel na jou toe nie. Die Here is in jou, hy leef in jou, hy praat met jou, hy lei jou. So anders in daai opsig, jy kan altyd 'n woord van die Here ontvang, jy kan altyd die Here se stem hoor, jy kan altyd gelei word deur die Here, ongeag wat se demoniese principalities en goed oor 'n area is, want jy die Heilige Gees in jou. Maar dan is daar situasies wat moet verander, ekstern, by mense, in 'n situasie, in 'n werksplek waar ek en jy moet vas en bid, sodat engele gebied kan word, sodat hemel kan manifesteer. Okay, ouens, vandag is Supra Charismatic, hierdie is 'n charismatiese kerk. Die Here por my ook al meer aan om meer oor die geestelike realiteit te praat en om ook meer charismaties en profeties te bedien. Ek hoop jy het vir die uit. Ons te mandaat in Genesis 1 en 2. Gaan en heers oor die aarde. Hoe doen ek en jy dit vandag? Hoe heers ek en jy oor die aarde? Deur die Onse Vader
deur te bid, deur te vas, deur onsself te posisioneer in geloof, sodat die hemel kan manifesteer, sodat die hand van die Here oor 'n area kan kom. Maar vir dit moet ek en jy vas, ons moet bid, ons moet intersessie doen, ons moet in geloof beweeg, ons moet in 'n situasie worship. Ek en jy moet in geloof onsself posisioneer, sodat die hemel kan manifesteer. Hoop dit maak sin. Daai is ons Genesis 1 en 2 mandaat. Gaan en have dominion. Vandag na die kruis doen ek en jy dit in die naam van die Jesus Christus. En hy gebruik ons, die kerk, om sy wil te manifesteer. Ek wil gou vinnig vir julle lees Handelinge 14. Twee goed gebeur in Handelinge 14. Ek dink dit sluit tog aan by die preek. Ek het daarna gekyk, toe het ek 'n belewenis om dit met jou te deel. Handelinge 14 vers 10, Paulus is in Iconium. Hy sien 'n man wat lam is, vers 10. En hy sien dat die man geloof het. In Lystra, there sat a man crippled in his feet, who was lame from birth and had never walked. He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, saw that hierdie man met die verlamde voete, had faith to be healed. Hy het geglo dat hy geloof gehad het om genees te word. And called out, "Stand up on your feet." At that, the man jumped up and began to walk. 'n Besonderse manifestasie van die wil van die hemel in 'n man se voete, omdat Paulus onderskei, daar's geloof. The currency of heaven, daar's geloof in hierdie situasie. En hy release die woord van die Here, staan op en loop, en hy loop. Hy word nie net genees nie, sy neurons in sy brein word geherprogrammeer op daai moment om hom te leer hoe om te loop, want hy is nie supposed om te kan loop nie. Jy moet leer loop. As jy 6 maande in 'n hospitaal gelê het, dan moet jy weer leer loop. Hierdie man ontvang genesing, hy ontvang tendons en spiere wat ewe skielik net daar is, wat sy gewig kan ondersteun, en sy neuronbane word reggetrek sodat hy weet hoe om te loop. 'n Besonderse wonderwerk. Hoe dit gebeur? 'n soewereine ding wat die Here gedoen het? 'n deur wat die Here oopgemaak het? Nee. 'n man het in 'n situasie onderskei wat die wil van die Here is. En hy het in 'n situasie 'n woord release. Net daarna word Paulus, die einste Paulus, word gegooi met stene en mense maak hom half dood. Hy's dood of hy's amper dood. Einste Paulus die apostel, nee, hy was gestenig. Hy's dood of amper dood, hulle sleep hom buite die stadshekke, en daar los hulle hom, want hulle dink hy's 'n kadawer, hulle dink hy's dood. En in Handelinge 14 vers 20, hy selfde hoofstuk, gebeur die volgende. Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking that he was dead. But after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. So, hy's dood, hy lê daar, and after the disciples gathered around him, iets moes gebeur het, mense het saamgekom, hulle het hande gevat, hulle het gebid, ek weet nie vir hoe lank, maar teen nie 'n Big Mac tyd nie daai 2-3 minute nie, dalk 5-6 ure gesit, intersessie gedoen vir Paulus se lewe, vir Paulus se genesing. Paulus het daar opgestaan en teruggestap na die stad toe. As die disippels nie om hom sou staan vir gebed nie, het Paulus dood gegaan. Het Paulus daai aand gesterf. Dit is nodig dat ek en jy onsself positioneer, dat ek en jy bid, that we gather around a specific person, soos ons nou gemaak het met ons vriend. Sodat die hemel kan manifesteer. Ek onthou as 'n kind vertel my pa baie die storie van 'n engel wat hom wakker gemaak het. Hy het met sy Ford Cortina gery van Beaufort Wes af Woester toe en hy raak aan van Bloemfontein af. Hy's op pad Woester toe en hy raak aan die slaap. Hy trek af soos gebruik maar daarna by Beaufort Wes en dan slaap hy en hy onthou goed hoe ewe skielik iemand hom tik agter op sy kop. Hy sê kompleet asof iemand op die agtersiet sit en sê Leon, ons moet nou ry. En dadelik het hy bewustheid, daar's 'n engel en ons moet ry, dis gevaarlik, ons moet ry. Die engel sê vir hom, hy moet iets doen om uit 'n gevaarsituasie te kom. Ek aksentueer heeltyd jou rol. Jy verstaan, jy moet goed doen.
Die engel maak my pa wakker en sê, ry, dis nou nodig vir my en jy om te ry. Hy sê, soos hy wegtrek daar, is daar 'n klomp gangsters, wat in 'n kar net agter hom stop, en toe hulle sien, hy ry weg, toe jaag hulle ook weg. Hulle wou hom beroof het. 'n Engel maak hom wakker. Hoekom my pa se lewe en nie in ander mense se lewens nie? In baie mense se lewens. Maar pa het 'n ma gehad wat aangehou bid het vir hom as hy sulke lang paaie ry en sulke lang ente ry. Ou Marina, sy lewe nog vandag. Sy het voor die Here gekom, op haar knie gegaan, altyd by haar bed en gebid vir haar kinders. En as pa 'n lang paaie ry, dan bid sy vir hom. Dis nodig dat ek en jy bid. Dis nodig dat ek en jy homself posisioneer. Ek het ook by 'n konferensie en 'n persoon vertel 'n storie van hoe hulle ry met kinders in skoolkinders op pad skool toe, en hulle ry by 'n situasie oor 'n intersection by 'n vierrigtingstop, en 'n trok ry oor die rooi lig en gaan in hulle vasry, kar met kinders in, en die vrou skree en sy begin in tale bid, Arakia Shabriandor Kuala Labrandas, Here help ons, en die trok ry deur hulle. Baie sulke stories al gehoor. Ek wil jy moet subscribe to the YouTube channel Sid Roth, It's Supernatural. Jy gaan bonatuurlike stories begin hoor en agterkom dat die engele van die Here in die hand van die Here nog aktief is om die bonatuurlike te verrig in ons midde. Ek praat met 'n man daar agter op daai breinstel daar hierdie week, en hy vertel vir my van 'n storie waar hy dood was. Die paramedics was daar was drugs betrokke, hy het ge-overdose en hy was dood. Hy sê hy het 'n hemelse visie gehad van 'n deur, 'n hemelse deur, en hoe daar iemand die deur van die handvatsel van die deur oopmaak en die deur begin oopgaan. En in die natuurlike is hierdie man dood. Die paramedics is in die huis, hulle het hom geskok, hy het geflatline, hy's dood. Hy lê met sy kop op sy ma se skoot, dood. Hulle wag vir die mense om hom te kom haal, want hy's dood. 'n Vrou met 'n bolla kom in, sy lê hande op hom en sy begin pleit die bloed van Jesus oor hom en hy raak weer lewendig. Nadat paramedici hom dood verklaar het, kom 'n vrou, sy lê hande op en hy lewe. Hy lewe vandag nog. Maar kyk, daar was 'n vrou, of dit nou 'n engel was of 'n mens was, maar iemand, ek dink hy het actually, dit is 'n dame, dit was 'n dame. Hulle het daar kontak gemaak met haar. Maar 'n dame het haarself geposisioneer en gebid en hande opgelê in 'n situasie en die hemel kon manifesteer. Dis nodig dat ek en jy onderskei wat ons moet doen, dat die Here ons kan lei, sodat ons kan hande oplê waar ons moet hande oplê, bid waar ons moet bid, vas waar ons moet vas. Daai is 'n true story. Ons gaan 'n Testimony Sunday doen. Ek dink is Sondag die 24ste, 25ste. Ek is nie seker of die November 24 of 25 Sondag is nie, maar ons doen 'n Testimony Sunday einde November. Baie opgewonde vir dit. Ek het vir die langste tyd gevra vir die Here om my attent te maak van die engele in ons lewens, en as ek vir my vrou gebid het, veral met Abigail se swangerskap, toe my swanger was met Abigail, het ek baie gebid, Here, stuur die engele om vir my te beskerm. Here, maak ons attent van die werking van die engele in ons lewens. Here, ons weet die engele is om ons weet U, die bonatuurlike, omring ons. En ek het net begin bid vir sensitiwiteit van die hand van die Here, 'n bewustheid van engele in ons lewens. En ek het ook vir die Here gevra, elke aand voor ons gaan slaap, verklaar ons, Here, dankie dat U engele opdrag gee, aangaande so my, dankie dat U engele opdrag gee aangaande my, ons besittings, ons huis. En so my het stories begin vertel van mense wat haar help, en daar's altyd hierdie een man met die mooi oë, swart man, groot man. En sy sê sy het hom is so half 'n vreemde ervaring elke keer, maar hy is net daar, dan laat val sy, is sy in die vis en chips winkel, dan laat val sy die tartar sous, dan ewe skielik is hy daar en hy tel dit vir op en hy gee dit vir haar en sy weer weg. Of sy loop in 'n winkel hier in die Kaap, ons is na Buco toe, en sy moet iets afhaal van 'n rak af, sy kan nie bykom, en sy is verswanger, die Here gee om oor sy dogter, en hierdie man is net daar en hy gee dit vir haar.
En sy vra, maar ek ken jou van Woester. Hy sê, ek is nie van Woester nie, en hy loop weg. Sy sê, dit is dieselfde man. My vrou, she is not given to fantasies. As jy my vrou ken, she's a straight shooter. As sy sê, dit was dieselfde man, beloof ek jou, dit was dieselfde man. En dit is nie opgemaak nie. En dit was 4 geleenthede waar hierdie man tydens hierdie swangerskap haar help. En na die 4de keer, toe val ek voor die Here en toe is daar net hierdie sekerheid by my dat dit 'n engel is en ek sê vir die Here dankie en hy sê, hoekom is jy so verbaas, sê die Here vir my. Heilige Gees sê vir my, hoekom is jy so verbaas? Dink jy ek stuur nie die engele as jy vra nie? Hy doen elke liewe keer. Elke liewe keer. As ek en jy bid, word engele gebied. As ek en jy vas, word engele gebied. Ons moet in situasies aanhou bid en aanhou vas, totdat die deurbraak kom vir mense, om die waarheid te sien, mense wat in sektes is, mense wat verslaaf is aan goed. As ek en jy, kerk, as ons osself net sal begin posisioneer, sodat hemel kan manifesteer, hoe vinnig kan situasies nie verander nie. Die Here seën jou. Mag jy, Here, mag U vir hulle nou gee, bonatuurlike onderskeiding, van die demoniese en van die lig, van U engele, van die werking van engele in hulle lewens. Here, sal U hulle so sensitief maak vir U Gees van hierdie dag af, dat waar hulle moet vas en bid, in verhoudings, in werksplekke, dat hulle dit sal doen, sodat hemel kan manifesteer. Hierdie is die seuns en die dogters van die Here, hulle wat gelei word deur die Gees van die Here. Die Here seën jou.